Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV. Soms my in die atelier het ek vir Robin en Jolandi Loos. Betsy staan hier buite. Ons gaan nou gesels wie en wat Betsy is, maar julle drie saam ry julle die wêreld plat. Julle het begin Nelspruit. Julle is nou in Kaapstad tot einde Augustus toe. Maar net eerstens goeiemiddag, is lekker om julle hier te hê. Hallo, dankie. Vertel vir ons, julle is deel van Matches on the Map. Net wat is Matches on the Map en hoe het dit ontstaan? So ons is Numinous Expeditions, maar Matches on the Map is ons projek wat ons hardloop. Dis die wêreld se eerste intercontinental stem cell donor recruitment drive. So wat dit beteken basically is ons ry die 11 ton trok is Betsy deur 64 lande vanaf Suid-Afrika tot in Vietnam. Dis 'n 10 jaar journey, is 112,000 kilos. En ons beoog om stem cell donor awareness te skep en dan ook soveel mense as moontlik op te teken op die International Stem Cell Donor Database. Ons werk saam met die South African Bone Marrow Registry. Ons word nie befonds of so iets as dit nie. Hulle supply ons met die kits wat ons nodig het. En deur ons eie ondervinding met bloedkanker en daai proses, kan ons met mense daai inligting deel en hulle dan oorreed om op te teken as moontlike skenkers. Robin, jy het te doen gehad met bloedkanker. In 2018 het jy operasie ondergaan en jy is nou vry van dit. So kan jy net daai hele journey van deur dit kom en die paring wat jy toe gekry het met die stemsel. Yes, of course. Soos wat jy sê, dit was 'n journey geweest. In 2018 was ek gediagnoseer met MDS, myelodysplastic syndrome, wat 'n bloedkanker is. En toe later het ons uitgevind dat ek ook 'n rare and incurable disease het, Fanconi anemia. Dis 'n cancer predisposition disease. So basically wat dit doen is dit veroorsaak kankers deur jou lewe. So dis wat die bloedkanker veroorsaak het en ek moes toe gegaan het vir 'n stemseloorplanting. Ons kom van Nelspruit af en ons moes verhuis het Kaapstad toe vir die oorplanting. En dit was omtrent 'n 2 jaar proses. 5 maande in isolasie spandeer. Dis 'n redelike intense rukkie tyd in jou lewe. Maar deur dit het ons die inspirasie opgedoen om te doen wat ons nou doen. Ja, want dit is nie so maklik soos jy het net 'n familielid wat kan skenk nie. Dit is regtig waar, dit is ek wil nou nie dit 'n long shot noem nie, maar dit is een uit hoeveel honderde duisend. Ja, so jou kanse om 'n familielid te hê of 'n naasbestaande familielid te hê is 30%, en gewoonlik het iemand nie so iemand nie. So meeste mense, as jy 'n blanke persoon is, het jy 1 tot 100,000 kans om iemand in die wêreld te kry wat op die donor database is wat jou lewe kan red. As jy enige ander etnisiteit of ras is deur die hele wêreld, het jy 1 tot 400,000 kans. So dit gaan alles minder. Die enigste rede vir dit is daar's baie Europeërs wat opgeteken is op die database. Waar in die ander lande soos Afrika en Asië, daar is nie registers wat mense opteken nie. So dit is een van ons main goals, is om deur al hierdie lande te gaan en donor diversity op daai databasis te sit. Dit alles te bou. Julle is nou so jare wat op die pad en julle is besig om te bou. Net vir die wat nie weet nie, want die inligting rondom dit en die kennis rondom dit is baie min. Hoe kry jy jouself op die registry? Hoe moeilik is dit om 'n skenker te word en wat word dan van jou vereis? Ek sal definitief eers die woord moeilik gebruik, dit is so maklik om dit te doen. Gewoonlik wat ons doen is ons gaan uit na gemeenskappe toe, dan nooi ons die locals uit om uit te kom om op te teken. Ons deel die inligting met hulle, so dis basiese exclusion criteria wat jy deurgaan om seker te maak dat jy is eligible om op te teken. Jy vul 'n applikasievorm in en dan doen jy 4 swabs in die eie mond en ons stuur dit na die South African Bone Marrow Registry toe. Met daai swabs word dan deurgestuur deur 'n labtoets en met die resultate word op die database gesit. En eendag, kom ons sê 2 weke, 5 jaar, 20 jaar vanaf, kry jy dalk 'n oproep wat sê jy het die opportunity om iemand se lewe te red, wat actually nogal fenomenaal is. Dan die proses om actually te donate is non-invasive. So daar's niks, meeste mense dink gewoonlik lumbar punch of 'n redelike operasie of so iets. Daar's niks soos dit nie. Wat hulle basically doen is hulle vat bloed uit jou een arm uit, sit dit deur 'n stemselfiltrering masjien, sit jou bloed vir jou terug in jou ander arm, vat die stemselle en hulle red 'n lewe. Jy kan volgende dag teruggaan na jou normale leefstyl toe. Jy het nie enige serious side effects of niks nie. En dan kan jy
het jy die kans om ook daai pasiënt te ontmoet na 3 jaar. Hulle wag 3 jaar net om seker te maak dat die pasiënt deurtrek. Sure, my ma, dis 'n ongelooflike storie. Ek is seker om 'n lewe moontlik te red, of om 'n lewe te red met op enigiemand se bucket list is. Oh, definitief. Robin en Yolandi Lewis, hulle is van Matches on the Map besig om die wêreld plat te toer, en dis 'n ongelooflike storie, my maat. Ek dink ek sal dit op my ergste enemy wil afwens om deur so iets te gaan, en dis wat ek nou wil hoor by jou, toe jy nou uitvind van hierdie siekte, en wat nou bloedkanker is, en jy moet 'n skenker kry, en jy hoor dit is so skaars dat daar iemand is wat met jou opmatch. Net al julle proses van wag en toe uitvind, okay, hier is iemand wat my kan help. So ek was baie gelukkig in daai sin. Ek het al begin toets voordat ek in die Kaap aangekom het. Soos ek genoem het, jy het 'n 30% kans vir iemand in jou familie om 'n match te wees. Nou, ek het nie 'n 100% match in die hele wêreld gehad nie, maar ek het 'n 50% match gehad in my familie, my suster vastie. En dit was toe genoeg om my deur te trek. Die enige nagevolg is dat jy kan 'n ding ontwikkel wat genoem is graft versus host disease. En dit is 'n redelike intense proses om deur te gaan. Dis wanneer die selle jou liggaam basically aanval. Hulle sien dit as 'n invader. En dit het baie komplikasies vir my deur daai proses veroorsaak. Maar dit was nog steeds genoeg vir my om 'n tweede kans op lewe te kry. So ek is baie happy met daai, maar meeste mense het nodig vir 'n unrelated 100% match iewers in die wêreld. En dan word die proses ingestel om daai match te soek. Nou al die transplant centers deur die wêreld het access tot op daai database om hulle HLA-type toets te gaan basically gaan kyk of daar enige ander matches in die wêreld, en dan moet die proses begin om daai donor te kontak en om te kry by die naaste donation center, en dan daai selle te transport na die transplant center toe. Sien, jy was 5 maande lank in self-isolasie gewees. Yes. En toe gebeur COVID ook nog. Yes, die 5 maande is 'n verskriklike lang tyd om in daai isolasiekamer te spandeer. Gewoonlik spandeer jy sê dis kleiner as die ateljee wat ons Ja, nee, dit is basically seker maar die helfte van die size van die studio. Jy het 'n badkamer en jy het 'n paar vensters. Jy kan nie die vensters oopmaak of so iets nie. Jy kan nie by die deur uitloop nie, wat 'n redelike groot frustrasie. Mentally is dit het 'n groot impak op jou. Sure. En dan voel jy verskriklik baie siek deur daai proses. So dit is chemotherapie, dit is obviously allerlei dinge wat kan skeef loop, wat wel doen, maar by die dag wat jy uitloop, is jy 'n nuwe mens en jy het 'n tweede kans, en it's all worth it. It's definitely worth going through that challenge. In my geval het alles wat kan verkeerd loop, het verkeerd geloop as gevolg van die graft versus host disease. Maar hier is ek vandag om dit te kan vertel vir mense en mense inspirasie te gee wat deur die proses gaan, wat bang is vir obviously jy is bang vir die proses. Daar is 'n kans dat dit miskien nie sal maak deur die proses nie, maar net 'n bietjie aanmoediging het ons al gesien speel 'n groot rol in die sukses van die proses. Fantasties. En Yolandi, dis waar jy inkom, want ek wil nou sê as iemand wat nou deel is van hierdie proses, maar dit beïnvloed jou nie direk in terme van die siekte nie. Jy moet al wees en daai rol speel van ek moet vir Robin positief hou. Ek moet vir hom kry dat hy deur die proses kom. Ja. So toe hy in die hospitaal was ek saam met hom daar, ek het oorgeslaap en na hom gekyk. Op 'n stadium wou die nurses my nie meer daar hê nie, want hy is actually a liability in die hospitaal as iets gebeur as jy 'n persoon daar is. En die dokters het net ingekom en gesê daar's nie 'n manier wat hulle my daar uithaal nie, want ek op daai stadium met hom aan die lewe gehou, net die feit dat daar iemand is wat hom liefhet en konstant saam met hom is, daai support. So ek dink dit ek wil net by add dat sy het vir 3 maande op die vloer geslaap langs my bed. Mag nie op die bed gelê het of so iets nie. My gewas in die bed as ek nie kon shower of so iets nie, en ja, is redelik die support wat daai ekstra myl gaan. Ja, en is nie enigiets so, jy was sy tweede hart gewees. Ja, nee, definitief. Deur dik en dun soos hulle sê. En is ongelooflik en die lewe wat julle nou lewe om Suid-Afrika te kan sien en verken en dan ook hierdie kennis te deel. Dis nie asof julle net rondry en niks doen nie. Julle versprei kennis. Het 'n paar vrae deurgekom. Werner vra wat kos die storie. Hy vra net wat kos dit. As jy op die database wil kom,
kos dit jou niks nie. Ja, Niks 100% verniet, ja. So jy kan kontak maak, ons het nou vroeër gepraat, jy kan kontak maak en dan stuur hulle vir jou die toetse, jy sit die swabs in jou mond en jy stuur dit terug en dan is jy op die databasis. Ook terwyl jy hier is, kan jy uitgaan en jy kan kontak maak met Matches on the Map. Hulle kom na jou toe en hulle sit jou op die database. Ja, basically wat ons na kyk is jy het die twee opsies. Jy kan online opteken, die applikasievorm invul en dan stuur hulle die swabkit na jou huis toe. Dis nou op die sabmr.co.za se webwerf, ook 100% verniet. As jy ooit gematch word, is die proses ook verniet. Jou kostes om daar te kom word gecover. Jou hotelkostes, jou kos, al die dinge word gecover vir die hele week wat jy sou spandeer om deur daai proses te gaan. En dan met ons die Matches on the Map team of Numinous Expeditions, ons sal fisies uitkom na besighede of groepe, sporting clubs, universiteite, skole. En 'n educational talk gee en mense motiveer om op te teken. So daar is opsies en alles bly verniet van A to B. En al die dienste wat beskikbaar is, hoe kan mense kontak maak dat hulle terwyl julle nog hier is, julle is nog vir Augustus is julle hierso. En jy het gesê julle gaan weg vir 2 weke, julle gaan Amerika toe en dan is julle weer terug. So waar kan mense kontak maak om te kry dat terwyl jy is met julle te kom gesels, dat julle inkom ook 'n praatjie hou en dan mense op die database. Ek sou sê die beste ding sou gewees het om of om vir ons 'n e-pos te stuur, of om op ons Facebookblad te gaan en net vir ons 'n message te stuur en te sê wat jou idee is of wat jou organisasie is. En ons sou happy wees om dit van daar af te vat. Sal jy omgee as ek die details share? Ja, asseblief. So my e-posadres is l.robinlewis@gmail.com. So it's l.robinlewis@gmail.com. En ons Facebookblad is Numinous Expeditions. Nou baie mense kan nie Numinous spel nie. Ek ook. Dis NUMINOUS Expeditions, maar as jy dit nie kan kry nie of dit onthou nie, Matches on the Map, as jy dit soek op enige of op die YouTube channel of op Facebook of Instagram behoort jy op ons af te kom. As jy die groot grys lorry sien, dan weet jy is op die regte plek. Lekker. Robin, Yolandi, ongelooflik, het gou hierso ook 'n belangrike vraag, want ons hardloop so 'n bietjie uit tyd hierso. Die persoon het gesê wou 'n skenker word, maar Albertina Hotel was al ouderdom. Skenkers bo 'n sekere ouderdom word afgekeur. Wat is daai die sweet spot? Daar's 'n redelike lang exclusion kriteria en die grootste ene wat ons kry is ouderdom. Jy kan opteken by die SABMR tussen die ouderdomme van 16 en 45. Die rede vir dit is jou stemselle begin degenerate soos wat jy ouer raak, so hulle soek gesonde selle. Dit gee die pasiënte beter kans om deur die proses te kom. Baie dankie julle. Dit was lekker om vir jou te ontmoet, Robin, Yolandi, om vir jou te ontmoet. Ongelooflik, gaan volg asseblief hulle storie op YouTube, baie aktief. Daar is video's jy kan kyk hoe Betsy aan mekaar geslaan is. Net geweet die blad se naam is Numinous Expeditions. Ons sê baie dankie julle. Fantasties om julle te ontmoet en sterkte met julle reis. Dankie. Lekker my maat. Veilig, julle moet veilig ry.